karakters, is daar 'n wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Die groot bos het stil geword, waar Liriek, Mamma Lucinda en Papa Bouwer deur die wysie wingerd se ingang gestap het. Petronella en die ander 4 vliegies was kort op hulle hakke. Toe hulle deur is, haal koning Louis en oupa Uil eers asem. Hulle gaan reg wees, u majesteit, sê oupa Uil. Liriek het 'n brawe hartjie en ek weet sy het die musiek in haar. Aan die ander kant van die ingang staan Liriek en haar ouers geskok. Al die plante was uitgedroog en dit was stoepstil. Nie eers 'n piep van 'n voeltjie of insek nie. Dit was baie vreemd. Gewoonlik sou Papa Bouwer nou 'n snaakse grappie vertel, maar selfs hy was verstom. Nee, julle kom. Ons is 'n sterk familie en ons kan hierdie ding doen. Oupa Uil het gesê Liriek kan die wysie wingerd red. En ek glo dit. Kom ons maak 'n plan, sê Mamma Lucinda. Mamma is reg. Ons kan dit doen. Ek dink ons moet net eers hier deurstap en kyk of enige van die plante vir ons iets kan vertel. Oupa Uil het gesê ek moet die musiek volg, sê Liriek. Hulle stap vir so 'n rukkie in stilte terwyl hulle die musiek probeer hoor. Skielik gaan staan Liriek en kyk op na die hoë bome toe. Hoor julle dit? Dit klink soos viole, sê Liriek. Nee Liriek, ons hoor niks nie. Ek dink nie ons sal iets kan hoor tot die wysie wingerd weer gesond is nie. Maar ek en mamma gaan ons bes probeer om te luister. Sê net vir ons wat jy nodig het, sê Papa Bouwer. Kan papa my optel op papa se skouers asseblief? Ek moet nader in die klank kom, vra Liriek mooi. Papa Bouwer tel vir Liriek op sy skouers en sy luister na die stikkende viole in die bome. Liriek, ek het al die viole gehoor speel. Dis die mooiste wysie. Dit maak my sommer hartseer om hulle so vals te hoor, sê Petronella. Papa Bouwer tel vir Liriek af en hulle stap verder. Soos wat hulle aanstap, raak Liriek aan die plante en gaan druk haar oor teen die stam van 'n groot boom. Die boom het 'n sagte hartklop. Hierdie ou boom sukkel om asem te haal, julle, sê Liriek hartseer. Sy buig af en sit haar hande op die grond en voel die basdrom van die aarde en die gebreekte harmonie van die wind. Die harmonie is heeltemal vals. Niks werk saam nie. Liriek vee 'n traan van haar wang af en stap verder. Kan jy die sagte klokkies hoor, Petronella? Vra Liriek. Ek kan, Liriek. Dis Jasmyn. Kom ons gaan hoor hoe sy voel, sê Petronella. Toe hulle om die draai kom, sien hulle pragtige wit blommetjies, maar die jasmyn se klokkies is baie sag. Dankie tog, jy is hier, Liriek. Ek het al amper moed opgegee, maar ek het aanhou glo dat jy my klokkies sou hoor. Op hierdie tog van jou gaan jy baie seer diere en plante sien, maar jy moet sterk staan. Ek gaan vir jou 'n paar van my blommetjies gee, dan kan jy oral waar jy loop van my blommetjies los. Dit sal vir julle die pad terugwys. Koning Louis se oupa grootjie het ook altyd gesê dat daar betowering is in my blomme, maar ek het dit nog nooit gesien nie. Dalk kan jy, sê Jasmyn. Jy's reg, Jasmyn. Jou klokkies sal vir ons krag gee, sê Liriek. Hulle loop verder en strooi die blommetjies op hulle pad. Maar toe sien hulle iets vreemds gebeur. Sien julle dit ook? Sien julle ook hoe die grond van kleur verander? Die gras is besig om te groei. Koning Louis se oupa grootjie was reg. Jasmyn het betowering in haar, sê Mamma Lucinda verstom. Soos wat hulle na die gras kyk, kom sit daar 'n goudgeel kanarie op Liriek se skouers. Die kanarie probeer sing, maar sy stem is grof. Liriek, ek het my stem verloor. Ek het altyd liedjies deur die groot bos gestuur, maar nou kan ek nie meer fluit nie. Kan jy my help? Vra kanarie. Kanarie, ek kan hoor jou stem klink seer. Kom ek kyk, sê Liriek. En so kyk sy na die klein voeltjie en hy maak sy bekkie vir haar oop. En daar sien sy 'n saadjie in sy keel vassit. Sy vra vir Petronella om dit uit te haal en jou waarlik, daar kom kanarie se stem terug. My stem is terug.
Jy is die heel beste, Lariek. Baie dankie. Soos wat Kanarie tussen die bome vlieg, hoor Lariek hoe die viole weer begin beter klink. Is dit hoe ek die wysie wingerd genees? Vra Lariek saggies by haarself. Julle, ek het nie towerkrag nie, maar ek dink ek weet hoe om die wysie wingerd te red. Ek gaan almal en alles net help om weer gesond te raak. Sê Lariek. En so loop die gesin verder, op soek na 'n volgende een wat hulle kan help. Ja, dit klink beslis asof Lariek op die regte spoor is, né, maats? Almal is net so dankbaar dat sy haar pappa en mamma ook by haar het. Kom ons kyk gou, hoe mooi het jy vandag geluister? Oupa Uil gaan weer vir jou 2 vragies vra. Na elke vragie gaan jy weer 10 sekondes hê om daaroor te dink. En wanneer die klokkie lui, sal ek vir jou die antwoord gee. Is jy reg? Goed, hier is die eerste vraag. Wat is die naam van die wit blommetjies? Hier is die antwoord. Die wit blommetjies se naam is jasmijn. Goed, en hier is die tweede vragie. Wat het 'n kanarie se keel vasgesit? Hier is die antwoord. 'n Saaitjie het 'n kanarie se keel vasgesit. Mooi geantwoord. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.